Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 15de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê 5 rowers beroof lidmate in kerk tydens die diens. Nuushooftrekke vir vandag lyk so: Polisiebestuur wil sy lede se werksomstandighede en hulle lewens verbeter en beveilig. 5 gewapende rowers beroof lidmate in 'n kerk tydens die diens. Israel en Iran is ook nou in 'n oorlog gewikkel. Verskeie soldate van SANW is terug in die land verwelkom. Proteas is die wêreldkampioene in toetskriket. Leinster is die VRK wenners in die eindstryd. 5 gewapende rowers het Saterdag omstreeks 00:45 in 'n kerk in Numbi in Mpumalanga toegeslaan terwyl die kerkdiens by Mowing Ministries Church of God met 'n diens besig was. Die rowers het die kerk sonder enige waarskuwing of weerstand binnegestorm en die lidmate begin dreig. Hulle selfone en geld en verskeie waardevolle artikels is van die verskrikte lidmate geneem sonder die nodige toestemming. Die kerk se klanktoerusting, asook die dominee se voertuigsleutels is geroof. Volgens die inligting van die polisiewoordvoerder het die 5 mans balaklavas aangehaat, wat natuurlik die uitkenning bemoeilikheid. Volgens die polisie is vasgestel dat 11 selfone weg is. Na die roof plaasgevind het die rowers in 'n wit Audi Q3 geklim en weggejaag. Die gebyte items is saam weg in die ontvlugte voertuig en rowers. Volgens die eienaar van die voertuig is daar wel 'n opsporingsstelsel in sy voertuig geïnstalleer, so die polisie volg die leidrade op. Die beskuldigdes in hierdie saak is nog nie deur die polisie vasgetrek nie, maar volgens die polisiewoordvoerder word alle inligting deur die polisie nagegaan en noem dat inhegtenisnemings binnekort kan volg. Ook is nie een gemeentelid beseer in hierdie rooftog en volgens die gemeentelede wat teenwoordig was, het die rowers nie een skoot afgevuur nie. Die provinsiale polisie se kommissaris het die roof ten sterkste veroordeel en het genoem dat 'n kerk 'n plek van aanbidding is en die mense daar is om te sing en te bid en veilig te voel. Maar in hierdie geval was die kerk 'n teiken vir misdadigers wat slegte bybedoelings gehad het. En dit was natuurlik 'n sagte teiken, want die sekuriteit by kerke is maar skraal, het hy gesê. Die kommissaris het gevra dat mense tydens kerkdienste paraat moet bly en 'n veiligheidsplan in werking moet stel om sulke voorvalle die hoof te kan bied. Enige iemand met inligting kan die polisie se stopmisdaadnommer by 08600 10111 skakel. 5 mans van 28 tot 43 jaar oud is in hegtenis geneem nadat beamptes verbonde aan die blitspatrollie 3 ongelisensieerde vuurwapens, ammunisie en 'n gesteelde voertuig in Bishop Lywes op die Kaapse vlakte opgespoor het. Volgens 'n polisiewoordvoerder het die motoris die voertuig roekeloos bestuur en is sy beveel om af te trek. Toe die voertuig deursoek is beslag gelê op 3 9mm vuurwapens en ammunisie. Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die voertuig in September verlede jaar by die polisiekantoor in Mowbray as gesteel aangemeld is. Terwyl polisielede hard teen misdaad veg, moet die polisiebestuur ook sy kant bring deur die lewe van sy lede te verbeter, so het generaal Fanny Masimola, nasionale polisiekommissaris, gesê. Senzo Mchunu, minister van polisie, Dr. Polly Bosheko en sy adjunk Nkolo Kiwit, minister van staatsdiens en administrasie, was ook teenwoordig gewees. Van einde Junie af gaan 5500 rekriete gewerk word om in Januarie en Februarie volgende jaar met hulle opleiding te begin. Die ouderdomsperk vir rekriete is 35 jaar. In die lopende boekjaar sal meer as 4000 nuwe polisielede oorskuif na die speurafdelings toe. Bykomende speurders sal ontplooi word in die 30 polisiekantore landwyd waar die meeste kontakmisdade aangemeld word, naamlik polisiekantore in Gauteng, KwaZulu-Natal, die Wes-Kaap en die Oos-Kaap. Die valke sal nog 785 speurders bykry. Oud polisielede wat die diens op goeie voet verlaat het, sal weer gewerf word. Die polisiebestuur het volgens Masimola aggeslaan op oproepe dat meer gedoen moet word om speurders te behou en gaan 'n toelaag vir skaarsvaardighede aan hulle instel as bykomende aansporing. Daarbenewens kry die volgende beamptes ook 'n skaarsvaardigheidstoelaag. Hulle is gijslaar-onderhandelaars, polisieduikers, lede van die polisie se lugeenheid, skippers en lede wat vaartuie inspekteer wat die land deur die hawens gaan binnekom. 675 forensiese ontleeders en misdaad-toneeltegnikuste is besig met hulle werksopleiding by polisiekantore. Hierna sal hulle in 'n plaaslike misdaadrekordsentrums ontplooi word om te help dat bewyse wat op misdaadtonele verkry is vinnig verwerk kan word. 575 nuwe 10111 inbelsentrum operateurs is reeds in diens geneem. 150 stasiebevelvoerderposte is gevul en verpligte induksiekursusse is vir nuwe stasiebevelvoerders ingestel.
Die polisiediens het tans meer as 43.000 voertuie en geld is op sy gesit om nog voertuie aan te koop. Sedert 2019 is 31 nuwe polisiekantore landwyd opgerig, het die kommissaris gesê. President Donald Trump van Amerika wou na berig word nie dat Israel Iran moet binneval nie. Amerika beplan immers verdere samesprekings met beide Iran, sowel as sulke uitsprake van Trumps niks ongewoons is nie. Hy sê die aanval is geregverdig weens Iran se verdere ontwikkeling van sy kernwapenvermoë wat onlangs weer hoofopskrifte gehaal het. Dat Israel Iran al geruime tyd in sy vizier gehad het, was al voor die berigte duidelik. 'n Lid van die oppositieparty sê die Israelies is selfs bevrees dat Iran sake doelbewus in Jordanië kan omkrap, waar die meerderheid van die Palestynse bevolking afkomstig is. Kortom, Iran word as Israel se grootste bedreiging beskou. Iran dra dus by tot die gevoel van 'n beleerde samelewing in Israel. Die Israelies glo hulle word vanuit Iran, Gaza, die Wes-oewer, Libanon en Jemen bedreig. 249 soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het uit die Demokratiese Republiek van die Kongo, terwyl die DRK, na Suid-Afrika teruggekeer. Terwyl die soldate geklee in hulle weermaguniforms van die vliegtuie afgeklim het hulle luidkeels gesing, hande geklap en gedans. Angie Motshega, minister van verdediging en militêre veterane, het die soldate ingewag en een vir een verwelkom. Sy het daarna die hele groep verwelkom en bedank vir hulle toewyding. Motshega het nadat sy die soldate toegespreek het, aan die koerante gesê, sy is vreeslik verlig dat die eerste groep terug in hulle vaderland is. Motshega het verder aan die koerante gesê, sy wil landsburgers gerus stel dat Suid-Afrika goed beskerm word. Die soldate is deeglik opgelei, toegewyd en hulle harte bons vir hulle land. Die tog terug na Suid-Afrika het die soldate deur Rwanda en Tanzanië gelei. Die vliegtuig wat die soldate gerepatrieer het, kan net 290 mense op 'n slag vervoer en die reëlings moet daarfyn beplan word, sodat geld nie gemors word nie. Al die Suid-Afrikaanse soldate sal volgens haar na verwagting teen die einde van die maand uit die DRK onttrek wees. Volgens Motshega sal hulle eers terugkeer na hulle eenhede, waar hulle vir 3 dae sielkundige hulp sal kry. Eers daarna sal hulle toegelaat word om na hulle families terug te kan keer. Die SAID het die druk en pos van alle briewe op 31 Mei 2025 gestaak as deel van sy strategie om digitale transformasie om koste te bespaar. Mense word outomaties geassesseer, kan van 7 tot 20 Julie kennisgewing verwag. Mense wat belastingopgawes wil of moet indien, het van 21 Julie tot 20 Oktober kans om dit te doen, insluitende die wat ontevrede is met die outomatiese assessering wat hulle van die SAID ontvang het. Voorlopige belastingbetalers het tot 19 Januarie 2026 om hulle opgawes in te dien. Saterdag 14 Junie 2025, Lords Cricketgronde sal deur miljoene mense oor die wêreld onthou word en is nou in die geskiedenisboeke aangeteken. Die Suid-Afrikaanse Proteas het die knoop op 'n skitterende wyse deurgehaak om die wêreldbeker in die 5-dag toets die eerste keer in 27 jaar te verower. Die uitblinkers vir Suid-Afrika is Aiden Makram wat 136 lopies aangeteken het van 207 balle en sy telling het 14 vure ingesluit. Hy het deur sy kaptein Themba Bavuma bygestaan wat uitstekende beurt gehad het en self 65 welverdiende lopies aangeteken het. Alhoewel hy 'n las van 'n beseerde spier gehad het, het hy Aiden mooi bygestaan. Die 100-tal was Aiden se 8ste 100-tal teen Australiese span. Die span het saam met duisende toeskouers gejuig nadat hulle as kampioene uit die stryd getree het. Baie geluk aan die Protea span. Max Verstappen, die Red Bull renjaer, het die afgelope 3 jaar in Montreal gewen, die laaste keer nadat hy langs George Russell van Mercedes weggespring het, dieselfde teenstander met wie hy 2 naweke gelede koppe gestamp het en na gelykopslag in 'n kwalifiserende ronde. Hy moet niks verkeerd doen oor die volgende 2 rennaweke nie, terwyl McLaren met Oscar Piastri, wat Lando Norris met 10 punte geklop het, na 9 uit die 24 wedrenne weer die span is om te klop, sal Mercedes sy kanse wag om in hierdie seisoen se tweede wedren in Noord-Amerika voor te loop. Mercedes kon sedert die ren in Las Vegas verlede jaar nie 'n enkele wedren gewen het nie. Vandag se wedren vind om 2000 uur Suid-Afrikaanse tyd plaas en sal regstreeks op Supersport 215 uitgesaai word. Die Amerikaner Sam Burns het in die tweede ronde van die Amerikaanse Ope op die Oakmont golfbaan onder die voorste voorlopers ingeskuif met die laagste ronde van 65 houe -5 sover in hierdie major toernooi. Sean Oornaghi voorloper het sy voorsprong van 1 hou behou deur die eerste 2 puitjies gelyk aan baansyfer te speel. Erik van Rooyen van Suid-Afrika het 75 op die eerste dag met 'n 74 opgevolg en gaan die afsluitpunt misloop.
die voormalige Amerikaanse ope kampioen Justin Thomas op 76, in die eerste ronde en die tweede ronde ook 76, gaan ook die naweek 'n toeskouer in hierdie toernooi wees. Die naweekse sport rugby uitslae wat ontvang is lyk so: St Andrews College het 25 aangeteken teen Kingswood College se 22. Selborne College het 42 aangeteken teen Cambridge se 0. Hudson Park het 41 punte opgestapel teen Stirling se 7 punte. Kesney College het 26 teen St Stithians College se 25. Westwell Boys High School het 50 aangeteken teen Michael House se 20 punte. St Charles College het 34 aangeteken teen St David Marist se 6. Maritzburg College het 23 teen Hilton College se 20 punte aangeteken. Parel Gymnasium het 80 punte teen SACS se 7 punte opgestapel. Parel Boys High het 33 teen Dowsien College se 12 punte opgestapel. Walroos Gymnasium het gewen met 21 punte teen Wynberg Boys High School se 17 punte. Baie geluk aan hierdie wenspanne. Ezekiel Ngobeni, Kraan de Jager en Jolie Kotla is die Stellenbosch student wat aanstaande Saterdag en Sondag in die Afrika 7's toernooi in Mauritius gaan deelneem. In 15's het Ngobeni 'n skramskakel, die Jager 'n center of vleuel en Legotla 'n vleuel gespeel. Snyman het ook weer op Joubert Schoeman se knoppie gedruk. Schoeman wat vanjaar vir die Noordwes Universiteit van die Warsiebeker uitgedraf het verlede jaar ook vir die Blitsbokke se naasbestes gespeel. 4 spelers wat al die Blitsbokke verteenwoordig het, naamlik Ricardo Duarte, Mfundo Ndlovu, Masande Mtshali en Sebastian Job is ook in die 12-tal ingesluit. Ons bou met die oog op die Olimpiese spele in 2028 en 'n toernooi soos hierdie een belangrik om spelers se blootstelling en wedstrydtyd te gee, soos hy Snyman in 'n verklaring van die SA Rugby Unie. Hulle is die tipe spelers wat ek wil deurkyk met die oog daarop om ons groep in die toekoms te laat ontwikkel. Die Blitsbokke se naasbestes kom in die groepwedstryde in die Afrika toernooi op die eerste dag teen Nigerië, Zambië en Burkina Faso te staan. Mhlali Mosi het in 2021 en 2022 vir die Cheetahs uitgedraf. Hy het in 2022 'n kontrak van 3 jaar met die Bulle gesluit en in September daardie jaar as 8ste man sy buiging vir die Bulle in die VRK wedstryd teen die Leeu's uitgedraf. Die 29-jarige Mosi is een van die 3 losvoorspelers wat die Cheetahs gekontrakteer is. Die flankpeer eise kontrak is met 2 jaar verleng, terwyl Tabang Matlasi ook weer gekontrakteer is vir die Cheetahs. Die Cheetahs se eerste Curriebeeker wedstryd is op 27 Julie teen Boland in Wellington. Die Vrystaat sal in daardie kragmeting opwarm met wedstryde van die Griquas op 4 Julie in Bultfontein en 1 teen Georgia op 11 Julie ook in Bloemfontein. Vir die Bulle van Pretoria het gister nie mooi afgegaan nie. Hulle was wel lus vir die eindstryd wat in Dublin, Ierland plaasgevind het, maar het net voorgekom asof die manne van die noorde nie in rad kon kom nie. Die Leinster span was van die begin af van beheer en het in alle fasette oorheers en eindtelling in die durf waarmee die wedstryd tot einde gekom het bewys. 32 punte het op die telbord vir die Leinster span gewys en 7 punte vir die Bulle. Net Akker van der Merwe om vir die Bulle oorval met sy verdoelde 3. Geen ander Springbokspeler wat in die eindstryd betrokke was, het regtig uitgestaan nie. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 1121, Polokwane 618, Lephalale 722, Mbombela 721, Mahikeng 619, Pretoria 719, Johannesburg 814, Ermelo 219, Richards Bay 1327, Pietermaritzburg 1025, Durban 1327, Port St Johns 1425, Bethlehem 316, Bloemfontein 518, Allewal Noord 619, Welkom 718, Vryburg 519, Kimberley 27, Appington 1023, Prieska 922, Springbok 12 in die oggend, 22 grade Celsius in die middag, Karasburg 1224, Keetmanshoop 1124, Mariental 1024, Alexander Bay 16 en 28, Brandvlei 921, Lutheridge Bay 2031, Vredendal 1629, Kaapstad 15 en 25, Sutherland 6 en 16, George 1325, Jeffreys Bay 1328, Geberra 1329, Graaff-Reinet 921, Oos-London 1325,
De Aar 7 en 18, Multino 5 en 15, Beaufort Wes 11 in die oggend, 23 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17,94 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11,65, die euro verhandel teen R20,72, die pond kos R24,34, 'n yen kos 12 sent, die prys van silwer is $36,30 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,432 ook per fyn ons, die prys van Brent olie het gestyg en kos $74,23 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag en week word vir julle almal toegewens.